Goeiemôre gemeente, baie welkom vanmôre hier by Mosaïek. En ons vertrou regtig dat die Here u vanmôre geestelik sal verryk en ook met sy woord. Hierdie maand, November maand, is twee dinge wat uitstaan. Een, dit is die dankoffer maand. Die maand waarop in die kerkkalender mense dankoffers vir die huis van die Here bring. Daar's baie gemeentes wat 'n spesiale dankofferdiens het. En dan ook so 'n bietjie later die maand is die aand tydperk wat ons die kersse gaan aansteek elke naweek, en elke naweek word daar 'n baie spesiale onderwerp behandel rondom die geboorte van die Here Jesus en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar ek wil vanoggend graag met u praat oor dankoffers. En die skrifgedeelte is Hebreërs hoofstuk 13, vers 13. Hebreërs hoofstuk 13, vers 13. Laat ons dan uitgaan na hom toe buitekant die laar en sy smaad dra. Hemelse Vader, ek dank u vanmôre vir u woord. Here, ek dank u dat ons vanmôre uit u woord ons geestelik kan verryk, sodat ons daar buite 'n verskil kan gaan maak vir u koninkryk. Gee ons die wil, Here, gee ons die lus om u werk te bevorder in ons gemeenskap. In Jesus naam, amen. Nou, vriende, ek wil sê dat na bekering, kan ons nie stagneer nie. Nadat ons 'n besluit geneem het om die Here te volg, 'n besluit geneem het om onsself toe te wy aan die Here, is daar 'n oorweldigende verantwoordelikheid op ons skouers. En nie net teenoor die gemeenskap, maar ook teenoor die Here het ons 'n verantwoordelikheid. En nou kom die Here en die gemeenskap kom en die kerkleiers kom en hulle sê hierdie maand is nou die maand van dankoffers, en onmiddellik in ons eie gedagte dink ons geldgewyse. Dit is wat my dankoffer moet wees. Ek moet geld gaan trek, ek moet dit kerk toe bring as 'n dankoffer. Maar wanneer ek uit die laar uit beweeg na die Golgotha toe en ek die smaad van Jesus ervaar en beleef, is daar baie meer dankoffers wat ek en u na die skatkamer van die Here kan bring. Nou in Hebreërs hoofstuk 13 vers 7 is daar 'n oproep dat ons die draer van waarheid sal wees. En as daar nou 'n tyd in die geskiedenis van die kerk is waar die waarheid van die woord bevraagteken word, is dit die tyd waarin ons lewe. Ek dink nie ek het al ooit in die geskiedenisjoernale gesien dat daar so baie dinge is wat mense bevraagteken oor die Here. Vanmôre, terwyl ek shower, toe dink ek net weer daaraan dat ek nou ander dag 'n leraar, 'n vrou gehoor bid, wat bid en na die Here verwys as 'n vrou. Toe wonder ek net, wat het van die Onse Vader nou geword? As die Here dan nou 'n vrou is en nie meer 'n man is. En ek verwonder my dat selfs die vaderhart van God nie meer die vaderhart van God is. Daai waarheid het net verdwyn. Iemand het net besluit, maar God is nie meer 'n man nie, hy is nou 'n vrou. En dit breek ons geloof. Dit breek die waardestelsel wat ons in ons het. En ek wil vandag vir u sê, kom ons bly by die waarheid van die woord.
Kom ons bly by wat die woord sê en probeer nie ons eie teologiese denke kry nie. Ek weet daar is nou mense wat bevraagteken oor die maagdelike geboorte van Jesus Christus. Want die woord sê, en 'n maagd sal swanger word. En as die woord dit sê, is dit 'n waarheid, en hoef ek dit nie te bevraagteken. Ek glo dit, ek bely dit, want die woord van die Here is die waarheid, die volle waarheid en niks anders as die waarheid. En daai dankoffer wat ek na die Here toe kan kom en sê, Here, ek wil die waarheid van u woord sê, Here, ek offer dit en ek sê dankie dat ek die waarheid ken en dat die waarheid my vrygemaak het. En help my dat ek nie van die waarheid sal afwyk nie, maar dat ek standvastig sal wees. My tema is bly koersvas in jou geloof. Bly koersvas in jou geloof. Met jou dankoffer van waarheid wat in jou gebore is, wat in jou ingeprint is. Jy moet nie daarvan wegwyk nie. Die tweede ding is in Hebreërs 13:9 sê hy, moenie weggevoer word met allerhande valse teologie nie. As ons vandag op die internet ingaan en ons gaan op al hierdie media's, dan is dit verbasend hoeveel valse teologiese dinge word verkondig. En dit is nie groot teologiese goed nie. Dit is die basic dinge wat die kerke nie meer wil glo nie. Die basic dinge wat die kerke verander na 'n valse leerstel. Een van die basic dinge is dat ons glo in die Vader, die Seun en Heilige Gees, is die drie-enige God. Dit is onhandelbaar. Ons gaan nie daaroor onderhandel nie. Dis wat die woord sê, dis wat ons glo. En nou het ons die valse teologiese denke dat die Heilige Gees is nie 'n persoon nie, maar net 'n dit. Dis maar net 'n krag. Terwyl die woord baie pragtige persoonlike attribute aan die Heilige Gees gee. En wanneer ek met 'n dankoffer na die Here toe kom, dan wil ek vir die Here vanmôre sê, Here, ek bring 'n dankoffer na u toe dat u my beskerm, dat u my wysheid, dat u my insig gee, dat ek die dwaalleringe en valse leringe sal agtervolg. Maar dat ek sal doodseker maak dat dit wat ek glo in die woord van die Here is. En dat ek daarin sal bly. Ek bring 'n dank na u toe, omdat ek die waarheid ken. Ek ken die waarheid. Daar is soveel mense wat nie die waarheid ken nie. Wat nie die volle waarheid het en wat agter valse leringe aangaan. Daar is soveel afgoddienste in die wêreld. Mense aanbid die watergod. Mense aanbid bome. Mense aanbid standbeelde. En my dankoffer vanmôre is, Here, dankie vir die waarheid. Dankie vir ouers wat my die waarheid geleer het. Dankie vir kerke wat my die waarheid geleer het. Dankie vir leraars wat die waarheid verkondig het. My dankoffer vanmôre is, Here, dankie, ek is vrygemaak en ek is verlos, maar ek het nie dwaalleringe, valse leringe in my hart nie. Vriende, ek dink nie julle het al ooit gedink dat dit kan 'n dankoffer wees nie. Dis vir julle vanmôre 'n vreemde konsep om dit te dink as 'n dankoffer. Die derde een is
Dankie Here dat ek gefokus kan wees op U woord. Dankie dat ek vanmôre 'n dankoffer van ek is gefokus na U toe kan bring. En ek wil vir U sê, dit het tyd geword dat ons weer op die woord van die Here fokus, dat ons met 'n dankoffer kan kom en sê, o my siel, wees bly, jou verlosser lewe. Goedheid en guns agtervolg my. Wanneer ek op die woord fokus, dan het ek soveel dankoffers om te bring. Blye, vreugdevolle gedagte. Jesus is my. Ons het dit vanmôre gesing. Ons het vanmôre gesing met die woorde, Jesus, what a friend we have in Jesus. En ek moet daarop gefokus bly en sê, Here, ek bring 'n dankoffer om te sê, dankie dat ek 'n vriend in Jesus gevind het. Iemand wat nader aan my is as my eie broer. Maar ons fokus op ander dinge wat nie 'n dankoffer kan wees nie. Ek kan vanmôre 'n dankoffer bring omdat daar 'n ou ruwe kruis was. Op 'n heuwel daar ver staan 'n ou ruwe kruis, 'n teken van skande en pyn, waar God se dierbare seun vir 'n wêreld moes ly. Ek bemin daai ou ruwe kruis. Ek klem aan daai ou ruwe kruis, wat eendag verruil ek het vir 'n kroon. Dis waarop ek moet fokus in my dankbare en my dankoffer wat ek na die Here toe bring. Ons fokus baie keer op verkeerde goeders. Ons fokus op mooi kerkgeboue en daar's niks daarmee verkeerd nie. Maar wanneer ek 'n dankoffer bring van liefde, die Here die liefde raak sien. Daar was 'n storie wat vertel word van 'n gemeente wat 'n kerk gebou het met 'n hoë toring. Heel bo in die toring was daar klokke, maar daar was nie toue om die klokke te lei nie. Maar hulle het geglo as iemand iets op die altaar bring, 'n dankoffer op die altaar kom lê, sal die Here die klokke laat lei. En in daai land het die koning gekom en hy het sy kroon afgehaal en neergesit en die klokke het nie gelei. Ryk mense het gekom en hulle skatte daar kom neersit en dit was stil. En een nag toe dit donker oor die dorp was, toe lui die kerkklokke. En almal hardloop na die kerk toe en hier staan 'n seentjie van 6, 7 jaar oud. En hulle sê, "Boeta, wat het jy gemaak dat die Here die klokke laat lui het?" Hy sê, "Ek het hier gestaan en gesê, Here, ek het nie 'n kroon om neer te sit nie. Ek het nie skatte om neer te sit nie, maar ek offer myself vandag vir U." En toe ek dit sê, toe lui die klokke. Sien, sy fokus was reg. Die offer wat hy gebring het was reg. Ek lê myself op die altaar, Here. Ek gee my alles. Hoe gefokus is jy? Is jy bereid om jou alles te gee? Is jy bereid om die dinge waarvoor jy lief is, een kant toe te skuif ter wille van die evangelie? Dan, Hebreërs 13 vers 11 en 12, kan ons vasglo dat die offer wat die Here gemaak het ons skoon gewas. En daar's 'n dankoffer vanmôre om te bring, om te sê, dankie Here, my naam is geskryf in die boek van die lewe. En ek kom met vol lof en dankbaarheid na U toe, want ek is skoon gewas, ek is vrygemaak. Dis nie wonderlik nie, om so dankoffer vir die Here te bring. Dan Hebreërs 13 vers 15 sê, ons moet onophoudelik God deur Jesus Christus loof en prys. Is dit nie lekker om lofsange te doen nie? Selfs Dominee Attie het vanmôre in die openingsgebed gesê, Here,
dankie, U gaan ons help met ons worship en prys, wat ons nou gaan doen. En nou wil ek maar so met my tong in die kies sê, die eerste vraag wat ek dink ek vir die Here eendag in die hemel gaan vra is, hoekom het ek nie 'n mooi stem gehad om te kan sing nie? Hoekom kon ek nooit noot hou nie? Ek sing altyd op 'n ander noot. Ek sing altyd al te goeie. Maar weet julle wat? Ek glo van hier tot in die hemel is daar 'n sif waardeur my stem gaan, soos hy daar bo kom, klink dit soos Jimmy Reeves wat gesing het. Maar weet julle wat? Die Here luister nie na jou stem en of jy wys jou nie. Die Here wil net jou lof en jou aanbidding hoor, wat jy lofprysinge sing. Daar in die wanneer jy skorrelgoed was, wanneer jy jou kar moet was, wanneer jy gras sny, om daai gras te sny en te sê, Here, baie dankie. Ek het 'n grasmasjien. Here, baie dankie. Ek het die krag om gras te kan sny. Ek bring 'n dankoffer na U toe, dat ek die geleentheid het om dit te kan doen. Here, ek bring 'n dankoffer na U toe, dat ek 'n motor het wat ek kan was. Here, ek bring 'n dankoffer na U toe in lofprysing en aanbidding, omdat daar skorrelgoed is, omdat daar kos in my huis was, dat ons kon eet. En was goed was. Maar as ou nou praat oor skorrelgoed. Luister, ek dink tot my bure bring hulle skorrelgoed en sit dit in my wasbak. Want die ding bly altyd vol, hy wil net nie leeg raak nie. So, maar dis 'n lofprysing wat ek vir die Here kan gee. Dat ek 'n kraan kan oopdraai en daar kom water. Here, dankie daarvoor. Wanneer laas het jy dankie gesê, Here, ek draai 'n kraan oop en ek het water. Ek het nie nodig om myle te stap met 'n emmer te gaan water haal en huis toe te bring. Here, dankie vir godsdienstvryheid. Dink net hoeveel mense vanmôre eers in die ondergrond eers in geboue wegkruip om die Here te aanbid en te dien. Daar's mense wat al gister 'n trein gevat het in China, die hele nag op die trein gery het, vanmôre afgeklim het, op 'n bus geklim het, en 'n hele detour gery het, net in geval hulle agtervolg word, om vanmôre eers in die ondergrondse kerk by mekaar te kan kom. Ek en U het hier ingestap, en ek weet nie van julle nie, maar hierdie kafel het vanmôre baie hard met my gepraat. Dit het my siel geraak. Dankie, daar's godsdienstvryheid. Jy al gaan tel hoeveel Bybels is daar in jou huis? In jou eie taal, of van jy Engels, of Hebreëus, Griekse Bybels, Latynse Bybels. Ons het 'n Bybel. Daar's mense wat vanmôre 'n bladsy het van 'n Bybel. Een bladsy, so 'n bladsy. Dis hulle hele Bybel. Want hulle mag nie Bybels hê nie. En nou wil ek ook weer met my tong in die kies sê, met my lak, as ek so lank was, sou ek 'n nummerie se papier gekry het, die broer van die en sy suster van daai, en sy oupa van daai. Maar dis lekker om net 'n Bybel te kan hê, en 'n loflied daaruit te kan sing. So myself die psalms te vat en jou eie loflied te maak uit die psalms. Maak dit. Sing maar net. Kry net 'n tune in jou kop en sing hom. Hebreërs 13 vers 16 sê, ons aan ander mense moet doen en moet ondersteun. Nou, dit wat die 17de gaan gebeur met die uitreiking na buite toe,
waar kospakkies gemaak word. Wanneer jy daar by die winkel stap en jy kyk in die rak en jy haal 'n blikkie daar uit, dan sê Here, hierdie is my dankoffer wat ek bring. Volgens Hebreërs 13:16 gee ek dit vir my medegelowige. Dis my dankoffer. Here, hierdie brood wat ek vat, hierdie stukkie kaas wat ek vat, wat ook al die geval mag wees, is 'n dankoffer. As jy die Jesus in aksieboksie vat en jy maak hom vol, dan maak jy hom vol as 'n dankoffer. Nie as 'n las nie. Nie as, hier is nou nog iets wat die kerk van my verwag nie. Nee, as 'n dankoffer, as 'n lied in my hart. Here, ek sit hier is sommer so 'n klein Bybelversie binne in die boks. Miskien help dit iemand. Ek was nou belet om kondensmelk in die boksies te sit. Want die mense het glo 'n bietjie gemou wie nie kondensmelk in hulle boksies gekry het. Maar dit is vir my lekker om kondensmelk vir die mense te gee. Ek weet nie wie van julle sou daarvan like om 'n boks te kry met kondensmelk. Ons gaan nie uitpraat nie, nee. Maar is dit nie lekker as jy by jou huis is en julle is 4 of 5 mense en jy sit 'n 6de bord neer. Jy skep 'n 6de bord in en almal vra vir wie is daai bord? Sê nee, die Here gaan vir ons wys vir wie moet ons hierdie bord kos gee. As hy lank hier dan daar klop aan die deur, is daar nie 'n ou broodjie vir my nie. Dis vir jou bord kos. Dis 'n dankoffer. Here, dankie jy het voorsien dat ons kan eet en dat ons aan ons mede mense ook kan kos gee. Of bel sommer maar net iemand en sê, jy het nie vanaand nodig om te kook nie, ek gaan vir jou die kos by jou huis kom aflaai. Lekker nie? Mede deelsaam. Dis aardse gawes wat die Here vir ons gee, wat ons as 'n dankoffer weer kan teruggee. So vanmôre wil ek vir u sê, daar's meer oor dankoffers as geld. Daar is baie meer oor dankoffers as om net daaraan te dink dat ek finansiële bydrae moet maak. Maar daar's 'n dankoffer van waarheid. Daar's 'n dankoffer dat ons beskerm is teen valse leerstellings. Daar's 'n dankoffer dat ons kan gefokus bly. Daar's 'n dankoffer dat ons skoon gewas is deur die bloed van die lam. Daar is 'n dankoffer, is die 5D, dat ons kan lewe soos wat Jesus gelewe het. Dat ons die 6de een is, dat ons 'n loflied vir die Here mag sing. En dan nommer 7, dat ons met vrygewig kan deel wat ons gekry het. Dit is dankoffers. So as julle enigiemand koeksusters kry, woonstel nommer 5, by die ouer tuis, wees deelsaam. Nee. Maar in alles, wees dankbaar. En bring 'n loflied van dankoffer vir die Here. Kry 'n bord en skryf op die bord daar in 'n plek waar jy stil hou oor al die dankoffers wat jy vir die Here kan gee. Ek het vir jou 7 gegee uit Hebreërs uit. Daar's baie meer. Baie meer dankoffers wat ons hierdie maand opnuut weer aan die Here kan offer. Hemelse Vader, baie dankie dat dankoffers gaan nie net oor die finansies nie. Dit gaan nie net oor ons mededeelsaamheid nie, maar Here, daar's soveel ander dinge wat as 'n dankoffer vir U kan gegee word. Ons dank U vir die kinders wat U vir ons gegee het. Here, ons dank U vir ons lewensmaat wat U vir ons gegee het.
Here, ons dank U vir kleinkinders wat U vir ons gegee het. Moontlik is U wat al agter kleinkinders het. Dank U daarvoor, Here. Dank U dat ons hier met 'n loflied kan wegstap. Dank U dat ons vanmôre hier kan wegstap met 'n dankbare hart, vol lof en dankbaarheid sal ons sing. Wedergebore koning se kind, vol lof en dankbaarheid. Dank U daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Amen.